Soos ek vir julle verlede Sondag gesê het, is ons nou in die kerklike jaar in die tydperk wat bekend staan as Advent. Die woordjie Advent beteken koms. En dit is die 4 weke voor Kersfees en die Christusfees wat ons voorberei om Jesus se eerste koms na die aarde te vier en ons voorberei vir sy tweede koms, sy wederkoms. Elkeen van die Adventsondae het 'n tema en word deur die aansteek van 'n kers voorgestel. Die eerste Sondag, verlede Sondag, was dit hoop. Vandag is dit vrede. Volgende Sondag is dit vreugde en die laaste Sondag voor Kersfees is dit liefde. Vandag is die Adventtema dus vrede. Ons gaan nou die Adventkers aansteek en daardeur ook die vrede te simboliseer. Dankie Corrie. Een tak groei uit 'n ou stomp. 'n Stil begin van 'n nuwe wêreld. Kom vandag nader met oop harte. Kom vandag nader met oop harte. Kom luister, kom hoop en kom soek vrede in die teenwoordigheid van God. Amen. Liewe broers en susters, liewe jongmaats, genade en vrede en hoop van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees wat mense verenig. In lied 367 sing ons van hierdie vrede. Vrede op aarde. Maar voordat ons van hierdie vrede sing ons eers oor die eer van God. Want uiteindelik is dit God alleen wat ware vrede moontlik maak. Kom ons staan en dan sing ons hierdie pragtige lied van harte saam.
Here ons God, ons is vanoggend hier by mekaar rondom u woord. Maak ons asseblief stil genoeg om u woord te hoor. Breek asseblief deur die lawaai van ons wêreld en bring ons tot rus in u teenwoordigheid. Mag u woord vir ons vandag 'n saad van vrede wees, wat wortel skiet en begin groei, sodat ons nie net sal hoor nie, maar ook sal leef, soos u mense. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend net soos verlede week weer uit die boek Jesaja. Want ons is besig in hierdie adventstyd met 'n reeks uit Jesaja waar ons by verskillende bakens op pad na Bethlehem stil staan. Soos Jesaja dit lank voor wat in Bethlehem gebeur het alreeds voorspel het. En vandag lees ons uit Jesaja 11 vanaf vers 1 tot 10. 'n takkie sal uitspruit uit die stomp van Isaai. 'n loot uit sy wortel sal vrugte dra. Die gees van die Here sal op hom rus. Die gees wat wysheid en insig gee. Die gees wat raad en sterkte gee. Die gees wat kennis verleen en eerbied vir die Here. Die takkie sal vreugde vind in die diens van die Here. Hy sal nie reg spreek volgens uiterlike skyn nie, en nie oordeel volgens hoorsê nie. Hy sal die armes billik verhoor, en die ootmoediges in die land regverdig oordeel. Hy sal die goddeloses in die land hard oordeel, met sy uitsprake sal hy hulle om die lewe bring. Hy sal regverdig en betroubaar regeer, wolwe en skape sal dan saam bly, luiperds sal tussen bokkies lê, kalwers, leeu's en voerbeeste sal by mekaar wees, en klein seentjies sal vir hulle sorg. Koeie en beere sal saam wei, hulle kleintjies sal by mekaar lê. Leeu sal gras eet soos beeste, babetjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Op my heilige berg sal niemand kwaad aanrig of iets verniel nie, want die aarde sal so vol wees van die kennis van die Here, soos die see vol water is. In die tyd sal iemand uit die geslag van Isaai 'n vaandel wees vir die volke. Die nasies sal na hom vra, en sy woonplek sal hoë aansien geniet. Tot sover ons skriflesing. Wolwe en skape sal saam bly. Luiperds sal tussen bokkies lê. Kalwers, leeu's en voerbeeste sal by mekaar wees. En klein seentjies sal vir hulle sorg. Koeie en beere sal saam wei. Hulle kleintjies sal by mekaar lê. Leeu's sal gras eet soos babetjies. Babetjies sal by die gate van adders speel. Klein kindertjies sal hulle hande uitsteek na giftige slange. Hierdie, broers en susters en jongmaats, is een van die mooiste beelde in die Bybel. Probeer jou so 'n bietjie indink, net daar waar jy sit, hoe dit gaan wees. Dis hoekom ek hierdie prentjie vir julle wys. Want hierdie prentjie wil ons bietjie help om onsself te probeer voorstel hoe hierdie absolute vrede gaan wees. Kyk net daarna. En verbeel jou dat dit moontlik is. En besef dat dit verseker
gaan waar word. Dit laat 'n mens aan hierdie pragtige storie dink. Judith Davis vertel oor een Kersfees by hulle huis. Haar jongste seun, Jamie, 'n Peter, het 'n baba pop gehad, maar hy het meestal die pop geïgnoreer, soos wat seentjies maar maak. Een aand het hulle vir Jamie die Kersstorie gelees uit een van daardie kartonboeke. Die boek het baba Jesus uitgebeeld in die krib, in die stal met die gebruikelike diere karakters soos die os, die donkie, die koei en die skaap rondom die krib. Jamie was op die ouderdom wat hy nog nie die volle omvang van die betekenis van Jesus begryp het nie, maar die storie op sy vlak verstaan en baie geniet het. Eendag, 'n paar dae nadat hulle die storie vir hom gelees het en die prentjies in die boek vir hom gewys het, vind hulle hom in sy kamer met die babapop binne in die draawiegie, as ook al sy speelgoed plaasdiere en al sy Noag se arkdiere wat rondom die draawiegie staan. Die wonderlike was dat al God se diere daar was. Nie net die donkie, skaap en koei nie, maar ook die kameelperde, zebras, krokodille, tiere, varke, leeu's, seekoeie en ander diere. Hy was so trots op sy herskepping van die Kersstorie, die geboorte van baba Jesus. Die aand, toe sy vir hom in sy kamer kom nagsê, het hy sy diere alweer oorgerangskik en nog diere bygesit. By al die diere het ook Winnie the Pooh, die beer, as ook Bani, die dinosaurus, gestaan. Jamie het ietsie gesnap oor die boodskap van Kersfees. Dit is presies wat Jesaja vir ons kom sê. Jesus is die prins van vrede, wat alles en almal insluit. Wanneer hy weer kom, en hy sal verseker weer kom, sal daar algehele vrede wees tussen alles en almal. Net vrede. Jesaja vertel verder, die Gees verleen besondere eienskappe aan hom, waarmee hy dan vir ewig met vrede sal regeer. Wysheid en insig, raad en sterkte, kennis en eerbied vir die Here. Ja, dit is voorwaar 'n tyd om na uit te sien. Maar in Jesaja se tyd het Jesus nog nie gekom nie. En daar was alles behalwe vrede. Dit was die jaar 700 voor Christus. Die Jode het nou amper 4 dekades lank teen die Assiriërs en af en toe teen die Egiptenaars geveg. Dit was 'n baie moeilike tyd. 4 keer in 40 jaar het 'n sterk Assiriese weermag deur die Joodse gebied gemarseer en vrees en verwoesting gesaai net waar hulle gegaan het. Met geen respek vir enige iemand se kultuur, godsdiens of lewe nie, het hulle net alles voor hulle verslind en vernietig. Dit was van die ergste tye waarin Jesaja geleef het. Ja, dit klink nogal in sekere opsigte soos die tyd waarin ons leef, né? Maar in die middel van al die onvrede rondom hulle, profeteer en vertel Jesaja van die Messias wat sal kom. Koning Dawid se heerskappy lê nou wel in die verre verlede. Jesaja vergelyk dit met 'n stomp van 'n groot boom wat afgekap is. Maar, sê hy, 'n takkie, 'n vredestakkie sal uitspruit uit hierdie stomp uit die nageslag van Dawid, en sal uiteindelik baie vrugte dra.
Ons weet nou dat die vredestakkie 'n naam het. Jesus. Sy eerste koms, wat ons so op 'n besondere manier herdenk het verlede Sondag aand, het die wêreld verander. Hy het ons verander. Gevul met sy vrede, al is daar soveel vrede rondom ons. Dit is soos daardie een klein blommetjie vir 'n dame met die naam Greta Weisman. Greta Weisman was in een van daardie verskriklike konsentrasiekampe tydens die Tweede Wêreldoorlog. Een lente het sy en haar medegevangenes vir ure lank buite die barakke van die aaklige konsentrasiekamp vir die sogenaamde roukol gestaan en amper in mekaar gesak van moegheid en hongerte. Sy vertel toe, uit die hoek van ons oog het ons gesien dat die sement gebars het en dat daar uit die kraak 'n pragtige blom sy kop uitgesteek het. Ek het gesien hoe duisende voete elke môre daar verby skuifel om sodoende nie daarop te trap nie. Hulle was bang om daarop te trap. Daardie een blommetjie wat sy kop deur die sement gesteek het, het vir hulle as vroue hoop en skoonheid gesimboliseer in die barre, aaklige konsentrasiekamp. En vir hulle 'n tikkie innerlike vrede te midde van al die vrede rondom hulle gegee. Jesus, die prins van vrede, wil dieselfde vir ons doen. Totdat hy weer kom en sy ewige vredesryk begin, los hy ons nie alleen tussen al die onvrede nie. Hy gee vir ons sy vrede in ons harte. Al is dit net 'n tikkie vrede, is dit genoeg. Dit is hierdie vrede wat ons in hierdie adventtyd moet uitdeel. Daar waar Jesus se disippels hom uitleef, beleef mense om ons hierdie vrede. Wanneer ons sy navolgers in vrede leef, dan vorm mense 'n prentjie van Jesus se teenwoordigheid in hulle midde en word hulle ook gevul met sy vrede. Martin Luther, die bekende kerkhervormer, het gedurende die kersseisoen gepreek en beskryf hoe dit moes gewees het vir Josef en Maria en hierdie baba en hoe baie hulp hulle benodig het. Hy het vir sy gemeente gesê dat hulle dalk op hierdie oomblik mag dink dat as hulle net daar was, hulle verseker iets sou gedoen het om hulle te help. En toe het Luther gesê, wel, doen dit nou, want daar is mense oral rondom ons. Doen iets vir hom nou. Hy sê dieselfde vir ons. Wel, doen dit nou, want daar is soveel onvrede rondom ons. Doen dit nou vir hom. Onthou, dat dit dikwels op ander maniere gaan wees as wat jy dink. Maar God gaan jou en my gebruik in hierdie kersseisoen om mense te wys op hierdie unieke vrede van sy allesomvattende teenwoordigheid. Maar kan ons met ons eie probleme, selfs as ons dit alles doen, enigsins vrede bring in hierdie wêreld so vol onvrede? Gaan my klein bydra vir vrede regtig 'n verskil maak? Die volgende verhaal help ons met die antwoord. Lank gelede, dis mos hoe alle verhale begin, hierdie een ook. Lank gelede was daar 6 boompies wat teen 'n heuwel gestaan het.
Hulle het met mekaar begin praat oor hulle drome. Toe sê die eerste boompie, ek wil eendag 'n skatkis wees. Dan sal ek gevul wees met goud, silwer en diamante. Toe praat die tweede boompie, ek wil eendag 'n pragtige bed wees, waarop 'n koning en koningin kan slaap. Daarna het die derde boompie die ander van sy drome vertel. Eendag wil ek 'n groot skip wees. Ek sal sorg dat konings en koninginne veilig van die een plek na die ander plek kan reis. Toe sê die vierde boompie opgewonde, ek wil 'n lang tafel wees waarby konings kan eet en fees vier. Die vyfde boompie sê toe saggies, ek wil groei en groei totdat ek die langste en regopste boom in die hele woud is. Soos 'n reuse vinger sal ek vir almal na ons groote God toe wys. Die sesde boompie het doodstil gebly, sodat die ander 5 boompies saam uitgeroep het jy nie 'n droom nie? Die sesde boom het geantwoord, o ja, ek wil die groot hek van 'n paleis wees, waardeur niks en niemand kan kom nie. Op 'n dag het 'n klomp houtkappers daar aangekom en al 6 bome afgekap. Hulle het die bome aan verskillende mense verkoop. Van die eerste boom is 'n krib gemaak, waar hy diere kon eet. Die krib is in 'n stal gesit en vol strooi gemaak. Dit was glad nie waaroor die boompie gedroom het nie. Van die tweede boom is 'n opvoubed gemaak, waarop verlangde mense kon lê en rondgedra word. 'n draagbaar. Dis ook alles behalwe waarvan hy gedroom het. Die derde boom is verander in 'n klein vissersboot. Sy droom om 'n groot skip te word was daarmee heen. Die vierde boom het dit nie so gelukkig getref nie. Hy het in water gelê en stukke van hom het vrot geword. Al wat van hom gemaak kon word was 'n wynbeker. Die vyfde boom het diep in die donkerte van 'n stoorkamer gelê en wag dat iets van hom gemaak moes word. Die sesde boom, sy droom het ook nie waar geword nie. Want van hom is slegs 'n deur vir 'n huis gemaak. Die jare het verbygegaan, totdat 'n man en vrou by die stal ingestap het. Sy het 'n baba in die stal gekry en hom in doeke toegedraai en in die krib neergelê. Hulle het die baba Jesus genoem. Die eerste boom het besef dat die grootste skat wat die aarde nog ooit gesien het, in hom lê. Baie jare later het 'n groep vriende 'n verlamde man op sy bed gedra en hom deur 'n huis se dak laat afsak, sodat Jesus hom gesond kon maak. Jesus het vir die verlamde man gesê, staan op, vat jou bed en loop. Die man het sy bed opgetel en geloop. Die tweede boompie het besef, hy het 'n wonder beleef. Vriende wat omgee en Jesus wat gesond maak. Die derde boompie, nou 'n vissersboot, is eendag in 'n groot storm vasgekeer. Hy het gedink, nou is dit my einde. Maar toe staan 'n man op uit die boot en sê vir die storm om stil te word. Skielik was alles doodstil. Die bootjie het geweet, die groote Jesus binne in hom het dit alles gedoen. Daar is niemand soos hy nie. Een aand hou die mooiste hande, die vierde boompie, nou 'n beker met wyn vas. En hy sê, elke keer as julle hierdie wyn drink, moet julle aan my dink. Die vierde boompie
het die beker geword waaruit Jesus en sy disippels die eerste nagmaal gevier het. Uiteindelik het die mense die 5de boom kom haal. Hy is op 'n man se rug getel. Die man het hom gedra na Golgotha, 'n heuwel buitekant Jerusalem. Daar het Jesus aan die kruis gesterf. Die 5de boom het geweet, God se liefde vir mense het aan hom gehang. En die 6de boompie? Wel, 3 dae nadat Jesus aan die kruis gesterf het sy disippels bang agter die deur, die 6de boompie, weggekruip. Skielik het Jesus tussen hulle gestaan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hy het uit die dood opgestaan. Toe weet die 6de boompie, vir Jesus is niks onmoontlik nie. Hy bied die beste beskerming vir enige mens en ware vrede. So het daar met hierdie 6 boompies groter dinge gebeur as wat hulle ooit kon droom. En so kon hulle en almal rondom hulle vrede ervaar, soos Paulus dit beskryf. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Filippense 4 vers 7. Dieselfde Paulus skryf ook in Romeine 15 vers 12 en 13. En Jesaja sê ook, die wortel van Isaai sal daar wees. En hy wat opstaan om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Hierdie vrede kan ons nie vir onsself hou nie. Veral nie in hierdie tyd nie. Ons moet dit uitdeel en uitleef. En nie een van ons is te gering om dit te doen nie. En so kan die wolwe en die skape in en rondom jou alreeds saam bly. Die luiperds alreeds tussen die bokkies lê. Kalwers, voerbeeste en leeu's alreeds by mekaar wees en klein seentjies vir hulle sorg. Want Jesus, die prins van vrede, is in en rondom jou. Amen. Liewe Here Jesus, U is voorwaar die vors, die prins van vrede. Dankie dat ons kan uitsien na daardie dag, U wederkoms, waar ons absolute vrede sal beleef, vir ewig, by U, die prins van vrede. Dankie dat ons weet, dat ons nie tot dan hoef te wag om alreeds iets van hierdie vrede te beleef nie. Want deur U Gees, Here Jesus, woon U in elkeen van ons. En deel van die vrug van die Gees is vrede. En daarom kan dit rustig, vredevol, kalm in ons wees, al is dit hoe vol onvrede en stormagtig buite ons en rondom ons. Ag Here, U weet, ons het so nodig om hierdie vrede ook vandag, met ons elkeen se unieke omstandighede te beleef. Laat ons asseblief U wonderbare vrede
ook in hierdie tyd elkeen beleef op hierdie dag. Dankie dat U ons gebruik as U vredesboodskappers. Dankie dat U deur die verhaal van die boontjies vir ons gewys het dat nie een van ons is te onbelangrik of te gering om hierdie vredesboodskap te bring nie. Net daar waar U ons geplant het, net daar waar U ons gebruik, waar U net wil hê ons eenvoudig in vrede met almal rondom ons moet leef en wees, al is dit soms so moeilik. En wanneer U vir ons die geleentheid gee, eenvoudig kan getuig van die innerlike vrede wat ons in ons het. Al is die land en die wêreld so deurmekaar, want U is in ons. U maak al die verskil. Dankie, liewe Here. Dankie dat ons ook vandag, Here, kan bid vir vrede. Dit klink onmoontlik. Dit klink so onrealisties. Die nuus wys vir ons die teendeel. Maar Here, ons bid, en ons gaan aanhou bid, vir vrede in al die dele van die wêreld, waar daar soveel onvrede is. En Here, in hierdie tyd, die 16 dae, waarin ons spesifiek dink aan die slagoffers van geweld teen vroue en kinders, wil ons veral vir elke vrou en vir elke kind bid, wat op hierdie oomblik so swaar kry, soveel onvrede beleef. Here, ons bid vir hulle vir uitkoms. En as dit U wil is dat ons deel van hulle uitkoms moet wees, gee asseblief vir ons die moed om dit te doen. Dankie, liewe Here, vir U vrede. U, die Prins van Vrede. In Jesus se naam, amen. Ons het 'n baie mooi tradisie in ons gemeente, wat verlede jaar begin het, saam met die kinderkerk. En dit is dat ons die mooi tradisie ontwikkel het, onder leiding van Barbara, om iets baie spesiaals vir ons kinders te gee op hierdie dag. Ons gee vir elke kind in die kinderkerk 'n Bybel. En elke jaar kry hulle 'n nuwe Bybel, want hulle word bietjie ouer, en daar's ander Bybels wat meer toepaslik vir hulle ouderdom is. Maar hierdie Bybel gee ons nie vir hulle as 'n aandenking nie, mamas en papas. Ons gee dit vir hulle sodat julle hulle kan help om daardie Bybels te gebruik. En dit sluit so mooi aan by vanoggend se boodskap, sodat hulle ook in hulle hartjies die Here Jesus se vrede kan ervaar, en sodat hulle ook in die wêreldjies waarin hulle beweeg, sy vrede kan uitstraal en uitdeel. En nou wil ek graag vra dat al die kinderkerkkinders en Tannie Barbara asseblief na vore kom. En terwyl Tannie Barbara en die kinders na vore kom, wil ek ook vir Tannie Barbara namens ons almal baie dankie sê vir elke week se kinderkerk en vir elke saadjie, Barbara, wat jy daar gesaai het. Alle eer aan die Here en baie dankie vir jou. Ja,
Stein. Sander? Waar is Anders? Kylie? Wat kan Kylie sê? Anen? Kyk, Richard. Klein, nou is het klein Sander. Philip? Jan? Adam Strauss? Get that again? Ja, nee. Kom kyk op. Daar sê. En die kinders wie nie hier is nie, sal tannie Barbara hou en sy sal dit later vir hulle gee. En nou gaan ons 'n volgende lied sing. Daar kom hy op die skerm. Ek is so bly ek ken vir Jesus en daar's so mooi woorde van die Bybel ook. So mammas en pappas en oumas en oupas, kom ons sing saam met hulle hierdie pragtige lied op die skerm. Jy kan sommer op die skerm kyk en so. Ek is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek is sy kind. En ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel dat ek elke dag kan lees. Kinders van die Here het niks om verbond te wees. Kinders van die Here het niks om verbond te wees. Het julle daai opgewonde gesiggies gesien oor die woord, né? Laat dit vir ons almal 'n voorbeeld wees om weer 'n stuk opgewondenheid te kry oor die woord van die Here. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes.
Baie dankie diakens. Ons gaan afsluit met die vredeslied in die liedboek, lied 284. Laat Heer u vrede deur my vloei. Laat Heer u vrede deur my vloei, waar waters laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees, en krag gee deur geloof in u, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer die vrede deur my vloei, en laat ek ook gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn, laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer die vrede deur my vloei, leer my om ook soos u te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te staan, dat ander u al meer in my kan sien. Die vrede van ons Here Jesus Christus en die vrede van God die Vader en die vrede van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.